Welkom terug geliefde, ons is by dag 5 van ons reeks Begin Klein, Bly Getrou. Hierdie week het jy God begin vertrou vir net een woord wat jou fokus, jou rigting en jou geestelike groei vir die res van jou lewe, wil ten minste die res van hierdie jaar kan aanwys. Nou dalk voel jy nou opgewonde of dalk voel jy onseker. Wat nou? Wat moet ek doen met hierdie woord wat die Here vir my gegee het? Ek hoop jy het al 'n woord gekry en as jy nog nie het, ek hoop jy bly die Here vertrou dat hy vir jou een sal gee. Die antwoord is eenvoudig. Jy leef daai woord uit. Een stap, een tree op 'n slag. Nou God is nie net geïnteresseerd in wow oomblikke in ons lewe nie. Hy werk deur volgehoue gehoorsaamheid. Dis primêr hoe God met ons werk en dis wat hy geniet. Hy geniet my en jou gehoorsaamheid, ons getrouheid. Dis juist wat Jesus bedoel wanneer hy sê in Matteus 25 vers 21, as julle getrou is in klein dinge, sal ek julle oor groter dinge aanstel. Wanneer jy elke dag een stap neem in die rigting van jou woord, begin jy die rigting van jou lewe verander. Jy sê nie net vrede nie, jy begin vrede kies in konflik. Jy sê nie net standvastig nie, jy keer terug na jou gebedslewe toe jy wou opgegee het. Dit is nie dramatiese eenmalige keuse nie, dit is die klein daaglikse stappe en tree wat ons maak, maar dis juis wat rigting verander en jou help om daar aan te kom waar God jou juis wil hê. Is jy ongeduldig met jouself? Wil jy soos ek baie keer alles net op een slag reg kry? Onthou, jy bou nie 'n nuwe lewe in een dag nie, maar jy rig jou hele lewe elke dag deur jou keuses, jou denke en jou gehoorsaamheid. Kyk na jou een woord en vra, wat is vandag se volgende tree? As dit my woord is, wat is my volgende tree? Praktiese stappe wat jy dalk kan neem. Nee, skryf dalk, jy vat daai woord en dan skryf jy 1 of 2 klein gewoontes of aksies neer wat jou kan help om my woord te begin uitleef, om dit te verwesenlik. Miskien 'n voorbeeld kan wees, as jou woord naby is, begin met 5 minute in gebed voor jy jou dag begin. Of as jou woord dankbaar is, kan die gewoonte wees, skryf daagliks 3 dinge neer waarvoor jy dankbaar wees. Dis eenvoudig. Jy sê, ek is dankbaar, my woord is dankbaarheid, dan sê ek vir jou, doen dit. Skryf 3 dinge neer waarvoor jy elke dag dankbaar is. As jou woord hoop is, stuur dalk elke dag 'n bemoedigende boodskap aan iemand anderste. Klein stappe, groot rigting. Geliefde, jy sal dalk nie môre die eindresultaat sien nie, of dalk nie eers so 2 dae nie, of voor 'n week of vir 'n maand nie, maar jy sal weet, ek is nie waar ek was nie, ek is nog op pad, en prys die Here, dat ek is nog nie waar ek wil wees nie, maar ek is dan nie meer waar ek was nie. En God se seën rus op die wat getrou volhou, nie op die wat perfeksie en resultate net najaag nie. Nee, God kyk na ons getrouheid en dit is wat hy vereer. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, so baie dankie dat U elke dag tree vir tree by ons is, ons bystaan en ons help. Ek bid vandag vir elke persoon wat 'n woord gekry het hierdie week en dat U hulle sal help om prakties te begin verklaar en uit te leef. Here, mag ons daai woorde neerskryf en dan onsself meet teenoor ons aksies en ons dade en hoe ons daai woord verwesenlik in ons lewe. As dit vrede is, hoe werk konflik? As dit iets anders is, Here, hoe prakties doen ons dit? Here, as dit gesondheid is, hoe kyk ons na ons gesondheid? Eet ons reg? Slaap ons vroeër? Doen ons die regte dinge? Vader, ek bid vandag dat U net meer genade oor ons sal uitgee, nie vir onsself nie, maar dat ons in getrouheid dag vir dag sal lewe, sodat ons die hele rigting van ons lewe anders sal lyk en anders sal wees, Here. Want wanneer ons reg lewe, reg wandel, pluk almal om ons die vrugte daarvan. En daarvoor bid ons vir U genade oor ons lewens. Amen en amen. Geliefde, as jy nog saam met ons hier is, Sondag preek ek hierdie boodskap, bevat ek hom saam, dis die afskop van ons reeks, klein begin, groot verskil. Ek hoop jy sal saam met ons inskakel op hierdie platform 9uur, of later kan jy enige tyd kyk, en as jy in Alberton, Meyerton omgewing is, ons het 'n 9uur oggenddiens by Alberton High School, dis 35 Phantom Straat, en dat is ook by Dr. Malan Hoërskool, daar in Meyerton 'n 5uur aanddiens. Ek hoop om jou saam met ons te sien. Gaan in vrede. Totsiens.